invited, no matter what others may say. Your darkest sins will be forgiven, and you will always have a place at the table of grace. The cup's never empty, the plate's always full, and it's never too late to come and be filled with love never ending. You're always welcome at the table of grace. Hi, en hartelike goeiemôre en baie welkom by hierdie interkerklike erediens. Dit is vandag 'n voorreg om met jou te praat. Ek groet jou in die kosbare naam van Jesus. Mag hierdie boodskap vandag vir u tot groot seën wees. Ons is besig met 'n reeks wat ek noem die storie agter die storie agter die hooflied storie. En ons is besig met Hooglied 1 en hierdie is die 5de boodskap. Welkom by hierdie reeks. Hierdie is vandag eintlik 'n baie spesiale boodskap vir 'n spesiale groep mense. Ek praat met predikante en ek praat met u wat uitgebrand is, wat seer gekry het in die lewe of in die kerk, in jou godsdiens. U wat seer gekry het dalk in jou verhoudings, wat seer gekry het by die werk of selfs in die kerk. U wat moeg is, u wat net uitgewas voel, op. U wat verwerping en kritiek ken, u wat lewensmoeg is. U wat voel dat volgens die standaarde van die wêreld word jy nie gereken as suksesvol of mooi of ryk nie. Dalk voel jy oud, afgeleef, opgebruik, verwerplik en tweedehands. En hierdie storie vandag is die storie agter jou storie. Volgens die wêreldse standaarde is jou kinders dalk nie so suksesvol soos jou familie of vriende se kinders nie. Ek bedoel, as ons kyk na Photoshop, almal op Facebook, ons Photoshop graag ons profiles om net aanneemlik voor te kom. Ons wil graag ons mooiste foto's van onsself, ons beste kant van onsself wys. Ons goeie hoedanigheid, ons prestasies. Maar ons weet dis net as ons moeite doen en vir 'n oomblik reg pose, want ons is nie normaalweg so nie. In ons harte weet ons skiet tekort. Praat met jou. In Hooglied 1 vers 4 sê die vrou, en sy sê maar wat ons almal dink, moenie na my kyk omdat ek so verbrand is nie. Sien die goeie kant van my, kyk reg na my. Ons wil nie graag hê mense moet ons sien soos ons regtig is nie. Ek praat met jou, wat dalk jou werk verloor het, of onsuksesvol voel, of iemand verloor het wat jou hele lewe was, iemand naby jou, nie meer daar is nie. Of dalk sukkel jy om kop bo water te hou, of dalk het jy afgetree en jy voel, jou lewe het geen doel meer nie. Hierdie boodskap is vandag vir jou. Hierdie Sulamitiese vrou roep na haar lover, herder, koning, en dan sê sy die volgende, ek lees vir u, in Hooglied 1 van vers 4 tot 5. Ek is bruin gebrand, sê sy, maar lieflik, o dogters van Jerusalem. Soos die tente van Kedar, soos die gordyne van Salomo. Moenie na my kyk, omdat ek so bruinerig is, omdat die son my verbrand het nie. Die seuns van my moeder was toornig op my. Hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde, en my eie wingerd het ek nie opgepas nie. Die message parafrase klink so, I am weathered, but still elegant, O dear sisters in Jerusalem, weather darkened like the Kedar desert tents, time softened like Solomon's temple hangings. Don't look down on me because I'm darkened by the sun's harsh rays. My brothers ridiculed me and sent me to work in the fields. They made me care for the face of the earth, but I had no time to care for my own face. En hierdie vrou sê, sy is verskroei deur die son. Soos die bokveltente wat in die woestyn swart gebrand is weens die warm woestynson, so sy verweer, moeg, verbrand, uitgebrand, opgebruik in dienswerk deur haar broers. En sy lyk so, omdat sy die heeltyd alles gegee, hard gewerk het, en in die proses haarself verwaarloos het. Sy was so besig met ander ten koste van haarself, net soos baie huisvrouens ook. Haar broers kyk fronsend neer op haar, omdat sy so lyk, maar sy het juis haar lewe gegee in hulle wingerde. 'n predikant het die volgende woord van die Here vir homself ontvang. Many a minister
has buried their spirituality in the grave of their own activities. Te besig met ander se wingerde, ander se nood, en versaak ons eie wingerde, ons eie nood. Ek praat met al die predikante op die groepe wat hier luister, of u wat in bediening is of was. Ek praat met u wat kerk aktief was, u wat uitgebrand het, vuisfoos geslaan is, deur u broers en hulle wat naby u is. U wat nie tyd gehad het vir uself nie, maar altyd te besig was om te bedien en uit te gee, en jou eie innerlike wingerd verwaarloos het. Hierdie Sulamitiese vrou sê, die seuns van my moeder was toornig op my. Hulle het my aangestel as oppassers van hulle wingerde, en my eie wingerd het ek nie opgepas nie. Sy was diensbaar, misbruik, en het alles gegee, en in die proses het sy verbrand, haarself verwaarloos, nie tyd gemaak vir haarself nie. En 'n kommentator sê van hierdie gedeelte, they forced me to observe rites not prescribed by God, all the vain traditions, soos die Jode met hulle 613 ekstra wette. Dalk is dit familie en vriende, of 'n werkgewer, of ander gelowiges, wat jou so misbruik het. In Sagaria 13 vers 6 moes ek al vir 'n paar predikante gee, mense wat in bediening gestaan het, en ook hulle wat teleurgesteld was in die kerk, iewers in hulle verlede. En hierdie teksvers lees so, en as iemand vir hom sê, watter wonde is daar tussen jou hande, dan sal hy antwoord, so is ek geslaan in die huis van my vriende. As ek hierdie teksvers lees, dan dink ek eers aan Jesus. In die huis van sy vriende is hy geslaan en sy wonde gekry. Maar so ook ek en jy. En ek het vanmôre hierdie boodskap om vir jou te sê, jy is nie alleen nie. En genesing begin as jy dit besef. Ergens in die lewe is baie van ons so geslaan, op verskillende plekke, soms plekke waar ons dit die minste verwag het. En baie van ons loop steeds rond met wonde en letsel, hartseer, gevoelens van verwerping en teleurstelling, as gevolg van wat naby aan jou was, aan jou gedoen het en jou so geslaan het. 35 jaar gelede daag ons in die Oeverberg op, en ons voel soos hierdie vrou, vuisfoos geslaan, uitgebrand, verbrand, ontnigter, van jou broers lanseer. Moeg gewerk, die veroordeel en die kritiek, baie keer binne in die godsdiens, maak baie seer, waar jy geweeg en te lig bevind, gevoel word. Voel soos 'n flop, want jy jou waarde gesoek in die oë van ander, jou broers, hulle wat naby jou was. Jy was in hulle diens en het alles gegee, maar hulle was so krities en agteraf, meedoenloos en ondankbaar. En ek het agtergekom, dis baie keer juist die mense, waarvoor ons soms die meeste doen, vir wie ons die meeste gee, wat soms die diepste wonde slaan. Sal ek die dag vergeet toe ek daar in Bredasdorp sit, en al my planne en al my drome het ek opgegee, want die huis van die broers bring diep wonde. Praat met jou vandag, liewe dominee, liewe pastoor, jy wat in die bediening was, broer en suster, jy wat hier luister, jy ken dit, jy verstaan dit, maar die Here het 'n afspraak met my gemaak, en dat ek nou ook vandag vir jou sê, wat langs die pad lê, die Here het met jou ook 'n afspraak. Jy's daar waar jy dit die minste verwag, daar gaan hy jou kry. En die Here sal self toesien dat hy sy afspraak met jou sal nakom, want jy's te kosbaar. En jy sal weet wanneer dit gebeur, want iets gaan met jou gebeur en in jou gebeur. Ek weet waar dit met my gebeur het, daar in Bredasdorp. Ek het sopas daardie tyd die Message parafrase ontdek. Nou baie mense is bang vir parafrases, die Message, die Passion, maar dit is juist hierdie parafrase waar ek iets van die hart van die Vader ontdek het, wat my hele lewe verander het. Verseker is 'n parafrase nie altyd 'n betroubare vertaling nie, maar dit bring nie oneer aan die grootheid van God nie, inteendeel. Ek dink aan die psalmdigter, Dawid, 'n egbreker en 'n moordenaar, en tog het die Here hom ontmoet. Psalms word gebore, en ons lees dit gereeld, want dit gaan oor die eer van die Here, ook so in die parafrases. En daar sit ek, uitgebrand, verwerplik, en ek ontdek die Message parafrase in Matteus, waar Jesus sê, kom na my, jy wat vermoeid en belas is. En ek gaan lees in die Message parafrase, en ek gaan ondersoek in die Grieks wat die Message sê, en ek kom agter maar die Message vertaal reg. Ek lees vir wat die Message sê, van Matteus 11 vers 28. Are you tired, worn out, burn out on religion? Come to me. Get away with me, sê Jesus, and you will recover your life. I will show you how to take a real rest. En ek dink dis seker hoe die Sulamitiese vrou ook gevoel het, vermoeid en belas. Vermoeid in Grieks beteken uitgeput,
stokflou, moeg van soeg, oorlaai. Jesus sê, kom na my jy wat vermoeid is, maar hy sê ook, kom na my jy wat belas is. En in die Grieks beteken dit om oorlaai te word, te veel, meer as wat houdbaar is, draabaar is. Een Griekse vertaling vertaal belas so, figuratively, to overburden with ceremony or spiritual anxiety. So die Griekse woord vir belas kom ook juist voor in Lukas 11 vers 46 en dan kan ons sien wat dit regtig beteken. Waar Jesus praat, hy sê, wie julle ook wetsgeleerdes, want julle lê laste, julle belas, dis dieselfde Griekse woord vir belas, julle lê laste op die mense wat te swaar is om te dra. Jesus praat van belas as swaar godsdienstige voorskrifte, laste, as gevolg van godsdienstigheid en wette. Die Messias parafrase is dis reg. Jesus het gesê, kom na my, julle wat burn out is on religion and ceremony, spiritual anxiety, as gevolg van jou skuldgevoelens, jou geestelike minderwaardigheid, en voel jy bid nie genoeg nie, jy gee nie genoeg nie, jy is nie goed genoeg nie. Jesus praat met daardie mense en hy sê, kom na my, julle wat sukkel met spiritual anxiety, omdat julle voel julle is nie goed genoeg nie. Julle wat die hele tyd moet hoor, werk want die nag kom nader. Julle wat die hele tyd vra, moet ek gaan met leë hande. Burn out on religious performance. In Matteus nooi Jesus, die uitgebrandes, die verbrandes, die moe siele, die uitgeworpenes, die onsuksesvolles, die wat voel hulle is nie goed genoeg nie, die mense met foute en sondes, die swakkes, die ongekwalifiseerdes, hulle wat dit nie maak nie, hulle wat nie voldoen aan die standaarde en die vereistes nie. Jesus roep na ons en sê, kom na my. Kom na my. En dit is veral diegene wat luister, want dis hulle wat niks anders het nie. Hulle luister wanneer Jesus roep. En dan sê hierdie Sulamitiese vrou in Hooglied 1 vers 7, vertel my tog, my sielsbeminde, waar laat u wy? Waar laat u smiddags die vee lê en rus? Diegene wat soek is juis hulle wat niks meer het nie, wat weet hoe armsalig en ellendig hulle is. Die wat roep, dis hulle wat weet hoe onsuksesvol hulle is. Vir hulle maak die herder oop. Hy steek sy arms uit na hulle en sê, kom. Dis die uitgewekenes, die down and outers, die bedelaars wat weet waarom brood te gaan kry. En dis die paradoks van Christendom. Die wat hulle self verneder, word juis verhoog deur die herder. Hulle wat laaste is, word eerste. Hulle wat alles verloor, kry alles. Hulle wat die minste blyk te wees, is meer werd as die suksesvolstes. Dis hulle met leë hande, wie se leë hande vol word by die Here. Want dis hulle wat weet hoe om te roep, en aan te hou roep, en te glo en te vertrou. Hulle wat niks het nie, vind hulle enigste hoop in Christus. En die Here sê, dis vir die sulkes waarvoor hy gekom het. En hy nooi hierdie uitgeworpenes uit na die bruilof van die lam, want niemand anders wil hulle hê nie, maar die kruis het hulle lieflik gemaak. En wanneer ons desperaat na hom roep, terwille van wie hy is, ons roep vir hulp, nie wat hy kan gee nie, dan gebeur daar iets in my hart. Hy wys jou liefde, en jy rus in sy aanvaarding van jou, en in die rus kry jy jou lieflikheid. Buite lyk jy dalk verbrand, maar binne is jy lieflik, van die kruis van Jesus maak jou lieflik. En hierdie Sulamitiese vrou sê in vers 5, ek is brein verbrand, maar lieflik. Brein verbrand, want jy kyk na die uiterlike en mis die lieflikheid binne, Christus in my. Dis juis wanneer hulle wat jou onderwaardeer en hulle toren op jou uithaal en jy hulle begin glo, wanneer jy begin leef met minderwaardigheid en 'n onderwaardasie van jouself. Dis juist daar dat jy besef, jy het Jesus nodig. Dat jy hardloop na een wat jou waarde vir jou gaan gee. Hy wat sê, as jy uitgebrand is, oorlaai is, belas is, kom na my. Want dis daar waar jy verras word deur genade. Kom met jou leë hande, kom soos jy is. In sy woorde aangaande jou, ontdek jy jou waarde en ontdek jy en hoor jy dat jy vir hom lieflik is. En elkeen van ons behoort onsself te sien, soos die Here ons sien. Daarom is dit vanmôre jou storie, om te hoor hoe die Here jou sien. Die wêreld se idee van 'n goeie selfbeeld is, jy moet jou eie superhero word, sonder foute, en as jy het, steek dit net goed weg. Jy het dit, jy kan, jy is onafhanklik, jy is suksesvol. Maar dis by Jesus waar ons hoor, dat ons dit nie het nie, dat ons moet erken, ek kan nie. En dis dan juist daar waar ek staan met leë hande, dat hy sy lieflikheid vir my gee. The cross makes you beautiful. Dis beter om met leë hande na Jesus te gaan, sodat hy kan gee wat ons nodig het.
want hy het niks nodig wat ons wil gee, van wat ons vir hom moet verdien nie. Leehande is beter, dan kry ons wat hy kan gee. En in sy liefde ontdek ons, dat hy ons sien as lieflik, nie omdat ons lieflikheid besit nie, maar Christus in ons, maak ons lieflik vir hom. Hy gee sy lieflikheid vir ons, en wanneer Christus homself aan jou hart openbaar, die verborgenheid, dat hy in my is, my lewe, sy mooi lewe is my lewe, dan is daar soveel intensiteit en intimiteit met sy lieflike lewe. Jy wil huil en jy wil lag gelyktydig, en jy sien jouself anders, want 'n openbaring van Christus in jou, gee ook vir jou 'n openbaring van jouself. Jy sien wel jou eie tekortkominge, jou swakhede, maar Jesus kom, en hy maak jou lieflik. Jy kry nie sommer 'n lelike bruid op 'n troudag nie, want liefde maak lelike mense mooi. Net so ook, wanneer ons sy liefde vir ons ontdek, dan word ons mooi. En hierdie vrou sê, ek is dalk uiterlik verbrand, maar eintlik is ek lieflik. Lieflik in die Hebreëse taal beteken om by die huis te wees, om tuis te wees. En hoor 'n bietjie mooi, dis wanneer ek hoor wat Jesus van my sê, dat ek begin tuis voel in my eie vel, dat ek voel tuis in wie ek is, in Christus. Dis soms moeilik vir ons om te aanvaar dat ons lieflik is, want ons is in die kerk geleer om op ons sondes te fokus. Ons is geleer dat ons onsself moet ondersoek en onsself moet sien as sondaars, alles behalwe lieflik. Ons was sondebewus en nie lieflik bewus nie. Maar dis juis wanneer ek baie tyd met Jesus spandeer, dat ek besef dat ek vir Jesus lieflik is. En hierdie vrou, hierdie Sulamitiese vrou Hooglied, sy roep na haar lawerkoning, haar herder. Sy het haar hart op hom verloor, en alhoewel sy verbrand is, vertel hy vir haar hoe lieflik sy is, en sy begin dit glo. En sy los alles vir daardie liefde, want 'n mens wil graag by iemand wees, wat vir jou vertel hoe lieflik jy is. Want liefde maak jou lieflik, en liefde sien jou lieflik. En in Hooglied 1 vers 4 sê sy, trek my agter u aan. En dis waaroor Hooglied gaan, die storie agter die storie, om te hoor wat hy van ons sê, sodat ek wil uitroep, trek my agter u aan, want ek weet, my enigste hoop, my enigste lieflikheid, lê by Jesus. En die Message-vertaling sê, sy het gesê, take me away with you, let's run off together, an elopement with my king lover, yes, for your love is better than vintage wine. Godsdienst sê, ons moet dinge opgee vir die Here. Jy is te lief vir dit, of te lief vir jou stokpertjies, jy is te lief vir geld, jy moet dit opgee waarvoor jy lief is, wat vir jou kosbaar is, terwille van die Here. Jy moet jou slegte gewoontes en jou maniere opgee vir die Here. Jy moet meer gee, meer doen vir die Here. Maar mense gee nie maklik goed op, veral dit waarvoor hulle lief is nie, dit wat vir hulle kosbaar is nie. Mense gee nie maklik prys nie. Want jy sien, godsdienst het nie om dit wat jy opgee te vervang nie. Hoekom sal ek 'n dag by die see opgee om Sondag in die kerk te wees? Want kerk kan boring wees, godsdienst kan boring wees. Godsdienst sê nie die hele tyd doen en vra, gee. Godsdienst is baie keer koud. Hoekom sal ek opgee en gee vir dit wat so koud en nutteloos lyk? Maar wanneer ek sy liefde, soos goeie wyn, vintage wyn, beleef, veritas wyn, wat beter is as daardie wyn, wanneer ek beïnvloed word deur sy liefde vir my, en hoe hy my sien as lieflik, wanneer sy liefde my hart verower, en sy liefdes emosies oorloop na my toe, en hy vertel vir my, soos 'n bruidegom in die binnekamer vir sy bruid fluister, hoe mooi sy is, hoe lieflik sy is, dan begin dit my beïnvloed, my emosies word beïnvloed. Dan is dit maklik om dit wat vir my kosbaar is te los ter wille van hom, om prys te gee, om meer te gee. Dan wil ek nie meer wegbly nie. Dan word dit 'n plesier om te los, daardie goed wat nie hy is nie, wat my aandag van hom wegvat. En dan roep ek uit, trek my agter u aan, Here. Ek wil by u wees, want u sê sulke mooi goed van my. U vertel my hoe lieflik ek is. En ek glo dit, dan word ek lieflik. En dan word my geliefde Here, dit wat vir hom belangrik is, sy begeertes, sy wil, word vir my belangriker as my slegte gewoontes en enigiets anders in my lewe. Dan gee ek prys. Dan wil ek prys gee. En al die ander dinge lyk dan minderwaardig. En dan word om prys te gee, om te gee, 'n plesier en nie 'n las of verpligting nie. Dis juis hulle wat hom sien en hulle harte op hom verloor, wat wil hard roep na hom, soos hierdie vrou, take me away with you. Let us run off together. I will gladly run after you. Trek my agter u aan en laat ons gou maak. En dan sê sy, moenie na my kyk omdat ek so verbrand is nie. Jy sien, mense kyk nie na jou soos die Here na jou kyk nie. Jy moet dit altyd onthou.
Hulle meet jou waarde aan jou uiterlike performance. Maar die Here kom en hy sê, jy is lieflik vir my. Kry jou waarde by hom. En ons verlang almal, ons is almal so, ons almal verlang na hierdie soort intimiteit, want ons is gemaak na die beeld van hom, wat intimiteit is, wat een is met homself. Ons almal hunker na daai soort eenheid, daardie soort waardasie op ons lewe. En ons sal net rus vind vir ons siele, as ons kom rus in sy liefde, sy aanvaarding, sy opinie van ons, sy plek vir ons, daar by hom, een gees met hom. Kom ons bid saam. Liefde, Here, maak ons lieflik. U is liefde. En u gee u lieflikheid vir my, sodat daar, wanneer ek by u is, 'n herwaardasie van my lewe plaasvind, waar ek my mislukkings, my uitgebrandheid, my tekortkominge, my minderwaardigheid, my selfbewussyn, my sondebewussyn, my minderwaardigheid, my seer, my gebreke, so aan U oorgee. Want die kruis maak my lieflik. Die lieflikheid van Jesus in my, is my lieflikheid. Ek ontvang U, ek neem U, ek gee myself oor in U lieflikheid vanmôre. En ek luister na U waardasie oor my lewe. Dankie dat U my gesond maak. Dankie dat U my heel maak. Dankie dat U my hoop gee. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat U geluister het tot hier. Hoor graag van julle. Die Here seën julle almal ryklik. Volgende week gaan ons almal die res van hierdie pragtige hoofstuk 1, die storie agter die storie. Jou storie. Tot volgende. You've been invited, no matter what others may say. Your darkest sins will be forgiven, and you will always have a place at the table of grace. The cup's never empty, the plate's always full, and it's never too late to come and be filled with love never ending. You're always welcome at the table of grace. So come, you weak and heavy-hearted, don't try to hide your earthly scars. In His eyes we all are equal. Yes, we are. Don't be afraid, come as you are. At the table of grace, the cup's never empty, the plate's always full, and it's never too late to come and be filled with love